Goeiedag geliefde, en vir jou en jou mense uit my hart uit, wens ek jou 'n geseënde Kersfees toe. 'n Christusfees vol vreugde. Mag vandag vir julle baie spesiaal wees, vir jou en jou mense, en mag dit ook vir jou baie spesiaal wees, saam met jou God. Op hierdie feestelike dag, lees ek vir ons uit Lukas 2 van vers 13 af. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat daar gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Die engele kom en hulle sing. En hulle sing 'n feeslied. Hulle sing die woorde wat sê: Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy 'n welbehae het. Dit is 'n Christusfees. Dis 'n fees van genade. Dit is 'n fees van vrede. En dis wat ons vandag het. Dis wat ons vandag vier. Ons weet, dit is nie die fisiese verjaarsdag, geboortedag van Jesus Christus nie, maar dit is die dag wat ons gebruik en vul met hierdie wonderlike inhoud. Christus, die redder wat gebore is. En soos dit by 'n fees pas, sê die engele, dis 'n fees van vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ons weet daar's nie vrede op aarde nie. Op hierdie dag van 2025 is daar soveel onvrede op hierdie aarde, al is dit Kersdag. Maar ons moet mooi verstaan wat hier gesê word. Hier word gepraat met mense in wie God 'n welbehae het. Wie is dit? Dit is die mense wat God se genade ken. Wat weet dat hulle gered is deur die liefde van God en die genade van God. Wat weet dat hulle vrede in hulle harte kan hê, omdat hulle gered is, verlos is en volle vryspraak ontvang het. Met ander woorde, dit is nuwe mense. Weergebore mense. Mense soos ek en jy, vir wie vandag spesiaal is. Mense soos ek en jy wat weet, ons ken miskien nie regtig die dag en die datum nie, maar ons ken die effek van weergebore wees. Ons ken die effek van bekering. Ons ken die effek van die Gees wat in jou lewe inkom en jou maak tot 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. 'n Mens in wie God 'n welbehae het. Dit maak van jou op hierdie Kersdag 'n mens wat vrede kan hê. Maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. En dit is een van die grootste feestelike gebeurtes wat in enige individu se lewe kan gebeur. Dat jy vrykom van jou vrese, van die buite-invloede op jou lewe, van die negativiteit rondom jou en dwars deur hierdie lewe kan leef met 'n feestelike, vredevolle hart en ingesteldheid. Wanneer ek vandag vir jou sê, geseënde Kersfees, dan sê ek vir jou, feesmens, leef as 'n nuwe mens. Dit is die fees. Dit is die welbehae. Shalom.